Goeiedag, liewe vriende. Wat 'n wonderlike eer en voorreg om weer met julle te kan praat. Dis alweer dreunende weer hier buite by ons met donker wolke. Ek glo ons gaan geseën word met nog reën. Prys die Here daarvoor. Ek wil vanaand vir julle iets vertel. Ek het so 'n paar maande terug het ek 'n ek kan nie sê 'n onder ons nie, maar 'n striweling, 'n woordewisseling gehad. Vrede die wind, maar tog was dit vir my ernstig. Ek het met 'n persoon gepraat wat vir my gesê het, daar's nie 'n drie eenheid nie. Dis net Jesus. Ons kan net vir Jesus aanbid. En ek het my navorsing gedoen en ek wil nou vanaand vir julle 'n bietjie net leer en inlig oor wanneer julle ooit met so tipe stelling gekonfronteer word dat jy nou weet dat ons aanbid 'n drie-enige God. Is een God, een Godheid met drie persoonlikhede. Die Vader, Seun en die Heilige Gees. So het ons groot geword, so glo ons en ons weet dat daar drie is. Kom ek gaan vir julle gou vertel, waar kry mens die ammunisie daarvan as jy met so iemand in teestand kom. Markus sê dit vir ons baie duidelik. Markus 1 vers 9, dit is toe Jesus gedoop was. Die dag toe Jesus gedoop was, is daar 'n baie duidelik uiteensetting van die drie-eenigheid. Op daardie dag, daardie oomblik, was al drie die persoonlikhede van God teenwoordig. Al drie. Nou ja, as 'n mens in die Bybel glo, dan glo jy dit. Maar as jy nie in die Bybel wil glo nie, dan maak jy jou eie Bybel en dan kom jy met sulke onkorrekte stellings van dat daar net 'n Jesus is. Ek lees gou met graagte vir julle hierso. En in daardie dae het Jesus van Nasaret in Galilea gekom en is deur Johannes in die Jordaan gedoop. En dadelik toe hy opklim uit die water, sien hy die hemele skeur. Onthou, Jesus klim uit op die water. Jesus is nou net uit die rivier uit. Die hemele skeur en die Gees, jy sien Gees van God, soos 'n duif op hom neerdal. Goed, nou het ons vir Jesus en ons het die Heilige Gees wat nou teenwoordig is. Reg, dis twee. En daar het 'n stem uit die hemele gekom. Nou wie sal nou uit die hemele wil praat as daar nie 'n God is nie? Hier is al drie 'n bewys in die Bybel. Jesus kom uit die water uit op, die Heilige Gees daal op hom soos 'n wit duif en die Vader, die God uit die hemel uit sy stem uit die hemel gekom. U is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Nou as hy sê my geliefde seun, wie anders is dit as God, die Vader self. En hy was daar in die woestyn 40 dae lank, dit is toe die Satan hom uitlei moes die woestyn toe hy vir 40 dae beproef was deur die duiwel. Hier is nou sommer 'n bewys dat daar 'n duiwel ook is. Maar daarin wil ons nie kyk nie. Ons kyk na die drie-eenheid wat hier te sprake is. Jesus is gedoop, hy is teenwoordig, mense sien hom. Die oomblik toe hy uit die water uitgaan, toe skeur die hemele en die Heilige Gees daal op hom neer soos 'n wit duif. Hier het ons vir Jesus en die Heilige Gees. 'n Stem uit die hemele roep, dit is my geliefde seun. God self wat daar praat. Hier is al drie teenwoordig. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Nou, hoe gaan iemand vir my kom oortuig dat daar nie 'n drie-eenheid is nie? Hoe gaan iemand vir my oortuig dat Jesus nie die Seun van God was wat op die aarde was op daai stadium nie? Daar is so baie mense wat met verskillende weersprekinge en aanslae kom op hierdie drie-enige heiligheid. Maar hier lees ons dit duidelik. Vader, Seun en die Heilige Gees. As jy nou in die hemel moet wees, as jy nou met, kom ons sê, gaan vir 'n skyn dood in die hemel in,
Die Here ruk jou weg uit na die hemel toe. En jy loop daar rond. En hy wys jou. Vir wie gaan jy sien? Jy gaan die Vader sien, vir God, wat ontoeganklike lig bewoon. En jy gaan vir Jesus sien, wat in sy menslike liggaam daar rondloop. En jy gaan soos 'n mens ook lyk, want ons is na sy gelykenis geskape. Wie gaan jy mis? Wie gaan jy nie daar sien nie? Ja, die Heilige Gees. Want die Heilige Gees is op die aarde. Hy is afgestuur aarde toe, om ons trooster te wees. En so is die hele skrif die waarheid. En niks kan verander word hier nie, niks kan bygevoeg of weggelaat word nie. Want dit is deur God ingegee, vir elke mens wat hier geskryf het. En dit is die waarheid, dit is absoluut die waarheid. Dit is God se wil, dat ons vandag die woord het, waarop ons kan staande bly, en ons antwoorde op kan kry. En so is daar vir elke probleem in hierdie wêreld 'n verklaring uit die woord van die Here uit. God is lewendig, God is well and alive, soos hulle sê. En hy is drie-enig, en al drie is ewe sterk, al drie is ewe goed, al drie is ewe Godheid. Dis moeilik om dit te verduidelik aan iemand wat dit nie wil verstaan nie. Maar as ek voel hoe lewe die Heilige Gees in my, hoe aktief dit my maak in my geestelikheid, dan het ek genoeg durf en daad om 1000 aan my linker en 10.000 aan my regter sy aan te vat, want ek weet my God is by my. My God is by my, al woon hy in die hemel, is hy teenwoordig in my in sy gees. Ek hoop ek maak vir julle dit duidelik, ek hoop julle verstaan, ek hoop julle gebruik dit as ammunisie, as teenstand, as 'n swaard, want dit kom uit die swaard van God, uit die woord van God, om hom te regverdig, om hom te verdedig, teen die wêreld, teen die duisternis. Mag dit vir jou vrede bring, en mag julle leer daaruit. Wonderlike week verder en voorspoed.